Landbou word geborg deur Toyota. Jy kyk en luister na Landbou Pretoria FM, saam met my Elsa Esterhuizen, baie welkom. Ons vind vandag weer uit wat die jongste landboumarkte verslag behels en gesels later oor 'n paar weerverskynsels wat in hierdie stadium 'n uitwerking op die sektor het. Bly ingeskakel. Ons vind vandag weer uit wat die jongste landboumarkte verslag behels en ek verwelkom nou die landbou-ekonoom en bestuurende direkteur van AMT, Johnny van der Merwe, vir die gesprek. Johnny, baie welkom. Ek kan gesels. Johnny, kom ons begin weer met die vleispryse. Hoe lyk dit? Ja, Elsa, ons het gesien dat so 'n bietjie teen verwagtinge dat speenkalfpryse dan die afgelope week so klein bietjie gestyg het, so 'n paar sent gestyg het met die nuutste nasionale gemiddelde prys wat dan nou so net onder die R35 merk staan, so op R34,98. Dis nou natuurlik vir kalvers wat gemiddeld tussen 200 en 250 kg gemiddeld weeg. Ons sien wel dat ligter kalvers so 'n bietjie swaarder weeg hier by die R35 merk en dit hy maar op 'n beter vraag natuurlik vir daardie diere op die oomblik. Die verwagting is maar steeds dat as ons na seisoenale tendense gaan kyk en historiese tendense gaan kyk van waarheen speenkalfpryse dan tradisioneel elke jaar beweeg, dat ons in Mei en Junie maand moontlik is so 'n klein bietjie laer prys verwag. Maar hierdie jaar kan natuurlik so 'n bietjie anders wees. Ons het nou baie goeie reën oor meeste produksieareas gesien. Ek dink meeste boere se harte wat dan sommer bly is oor hierdie tyd van die jaar en met hierdie goeie reën wat so gehad het. En ek dink meeste produsente wat dan met goeie veiding dan in die wintermaande moontlik gaan inbeweeg. So ons hoop regtig dit is vir meeste boere dan wel die geval gewees. Maar wat dit dan nou vir die mark kan beteken, is dat van die produsente moontlik bietjie kans sien om meer diere deur die winter te dra. Ons dalk moontlik minder aanbod of minder bemarking gaan sien tydens Mei en Junie maand en dis dan nou pryse wat dan so op 'n klein bietjie hoër vlak moontlik kan bly. Die supersprys wat dan redelik hoog is of die A23 prys wat dan ook redelik hoog is, so net onder die R57 merk tans, het dan ook vir ons aangedui dat die vraagkant van die verbruikers ook dan bietjie beter is, wat dan tesame met hierdie laer aanbod vir ons dalk 'n beter seisoen as laas jaar kan beteken. Maar ons sal julle natuurlik op hoogte hou soos hierdie mark ontwikkel en die ander ding wat ook natuurlik hierdie pryse op 'n hoër vlak kan hou is minder invoere moontlik van Namibië en van Botswana ook. Hulle het ook dan relatiewe goeie reën en hulle kry dus ook nou goeie reën. Moontlik gaan hulle ook weer in 'n kuddeboufase inbeweeg. In terme van stoorlampryse is die prys steeds hier op die R41 merk vir stoorlammers spesifiek. Hulle moet nou nog gevoer word, waar slaglammers tussen R43,50 en R44 tans verhandel. So diere wat reeds bemarkbaar is, wat dan baie hoër pryse tans verhandel en dit hy maar baie tekorte in die slagmark tans, soos ons nou na Paasnaweek toe ook beweeg. Baie interessant is jou A23 prys op die slag. Die karkaspryse is bo die R100 merk op R101,50 en weer eens daar baie goeie vraag wat ons tans het, as ook min diere wat bemarkbaar is. Gewoonlik sien ons dan van hierdie tyd in die jaar dat jou A23 pryse redelik met 'n opwaartse tendens kan beweeg en dan ons ook verwag ons dan ook dat die stoorlampryse nou 'n opwaartse tendens kan inbeweeg. So interessant nogal as ons dit met 2022 se prysvlakke gaan vergelyk, is ons staan so 11% laer vir stoorlammers op die oomblik. In 2022 het ons wel na R54 merk toe beweeg tydens die einde van Junie maand. Daar is so 'n bietjie ander omstandighede wat ons tans in die mark beleef, dalk so 'n bietjie minder vraag, wat ons dalk die prys dalk so 'n bietjie op 'n klein bietjie laer vlak kan hou, maar dat ons moontlik daardie tendens kan volg oor die volgende maand of 2 is wel 'n moontlikheid. So ons kan dalk sien dat ons moontlik weer nader aan die R50 merk beweeg, maar weer eens ons sal sien hoe hierdie markte dan ontwikkel. Hoenderpryse baie sywaarts die afgelope week. Ons verwag ook dalk so klein bietjie beter pryse in April en in Mei maand, terwyl varkpryse gewoonlik tot en met Augustus elke jaar van hierdie tydperk af moontlik in 'n afwaartse tendens altyd beweeg, maar ons het ook dan redelik minder aanbod wat ons nou in die markte sien. So ons verwag
dat daai prys dalk eerder sywaarts gaan bly oor die volgende tyd en dan weer na Augustus weer 'n opwaartse tendens moontlik kan beweeg. Ons het dan gesien dat die voerpryse wel 'n bietjie onder druk begin kom het. Jammer, ons het gesien dat die vraag wel begin optel het vir voer met reservepryse so op R3,200 vir graad 1 pryse op die oomblik. Ons en choppryse wat dan ook met so R50 opgetel het na R3,450 per ton. So ons verwag dat daai vraag ook so klein bietjie gaan optel soos ons nou in die wintermaande in beweeg. Goed, Johnny, hoe lyk die graanpryse? Ja, Elsa, ek kom natuurlik hier van Nampo vandag af. Ons praat 'n bietjie saam met Beyer, dit 'n baie interessante dag oor die verwelksiekte en die impak wat dit op ons mielieprodusente natuurlik kan hê. So die wind het nou verskriklik opgesteek en die weer is ek sien op pad. Die reën is op pad, wat dan goeie nuus vir ons produsente natuurlik is, maar ek moes nou net so 'n bietjie uit die wind uitskuif en na 'n ander plek toe beweeg. Ja, as ons natuurlik na die graanpryse gaan kyk, het ons maandag baie interessante beweging op die markte gesien. Ons het gesien dat die maandkontrakpryse dan verval het, of dit was maandeinde gewees op Safex, en het ons drastiese bewegings, maar dit het van 'n tegniese oogpunt af gekom gesien op die markte. So byvoorbeeld sojabone het met R1,000 geklim, ons het witmielies gesien wat dan weer 'n bietjie begin daal het, maar weer eens, dit was maandag dan iets van die verlede. Wat nou eintlik belangriker is ons het nou na April maand in beweeg en daai pryse wat dan so R50 'n dag dan op Dinsdag en op Woensdag dan afwaarts begin beweeg het. Ons verwag dat die oeskattingskomitee wat vandag hulle nuutste syfers moet uitbring, so 'n klein bietjie hoër oeskatting natuurlik gaan aankondig met die goeie reën wat ons natuurlik gehad het oor die laaste tyd en weer eens, ons sal nou maar kyk wat daai syfers vir ons sê en in watter rigting hierdie seisoen natuurlik gaan beweeg. So van die koring oogpunt af het ons wel gesien dat pryse nou weer 'n opwaartse tendens in beweeg en ons verwag dan vir witmielies, geelmielies, sojas en sonneblom dat daai pryse dan nou stelselmatig afwaarts beweeg met die Mei en Julie kontrakpryse wat natuurlik ons nuwe seisoenkontrakte is wat dan ook so klein bietjie trek nog kan kry. En weer eens, ons sal maar kyk waarin hierdie oes op pad is en wat van die oeskattingskomitee se syfers nou gaan afkom. Internasionaal sien ons maar dat die Trump-tariewe baie onsekerheid natuurlik steeds skep. Hulle wil ekstra tariewe stel, maar dit is baie wisselvallig en van dag tot dag sien ons dat hulle baie nuwe uitsprake maak wat die mark maar baie volatiel maak en natuurlik op hierdie oomblik terwyl ons steeds geweldige groot opbrengste vanaf Suid-Amerika vir sojabone op die oomblik verwag. Kom ons eindig dan net vinnig met varsprodukte-pryse ook. Elsa, ons het gesien dat aardappelpryse nog so klein bietjie afwaarts gekom het. Ons verwag hierdie tyd van die vir hierdie week. Ons het so 'n bietjie droër omstandighede in die meeste produksieareas gesien, bietjie meer volumes wat na die mark toe kom en die gemiddelde aardappelpryse het so op R56 per 10 kg sakkie dan gestaan het. Eierpryse het nog opwaarts beweeg met die Wes-Kaap wat nou die enigste area in produksie is, die Noord-Kaap areas wat redelik uit produksie nou is. Maar ons baie interessant is, ons verwag dat tomatiepryse en wortelpryse redelik nou skerp opwaarts kan beweeg, soos ons na Paasnaweek toe beweeg met vraag wat redelik optel en dan volumes wat tradisioneel oor hierdie tyd van die jaar dan 'n laagtepunt bereik en dan wortel en tomatiepryse wat dan tradisioneel 'n redelike hoogtepunt bereik. Ons het gesien dat avokadopeerpryse steeds afwaarts neig, lemoenpryse steeds in 'n afwaartse rigting beweeg en is daar maar bekommernisse oor die AGOA ooreenkoms wat vir alle impak op ons sitrus en avokadopeer en makadamia bedrywe gaan hê en daai markte dan nou onder druk kan sit. Maar weer eens, ons sal sien soos daai ooreenkoms dan nou moontlik verval nader aan die einde van die jaar en wil ons produsente en uitvoerders dan nou aanmoedig om seker te maak hulle gaan kry alternatiewe markte en hulle maak seker hulle beperk hulle risiko vir as daai ooreenkoms gaan verval wat na groot moontlikheid lyk met ons verhouding met Amerika wat al hoe meer onder druk kom en hulle nie noodwendig na enige ander markte op die oomblik gaan kyk en spesiale kan ek sê vergunnings vir enige mark gaan maak nie. So maak seker want dit kan oor die kort termyn vir al ons sitrus, wyn, makadamias en avokado peer industrie
negatief beïnvloed en ons moet seker maak ons kry alternatiewe vir dit. Nou maar Johnny, baie sterkte met die wind aan daai kant en dankie ook vir die landboumarkte verslag. Dit was dan die landbou-ekonoom en besturende direkteur van AMT, Johnny van der Merwe. Ons gesels nou oor die weerverskynsels wat op die oomblik 'n uitwerking op die landbousektor het en ek gesels soos altyd met die weerkundige en buitengewone professor verbonde aan die Universiteit van Pretoria, Prof Hannes Rautenbach. Prof Hannes, baie welkom. Goeiedag Elsa en goeiedag aan almal wat ingeskakel is. Goed, nou op sosiale media sien 'n mens deesdae die foto's van reën oor die weste van die land, maar vertel ons dalk net 'n bietjie meer daarvan en ja, spesifiek hierdie patroon wat ons waarneem. Ja, Elsa, is dit nie treffend hoe die normaalweg droë westelike deel van Suid-Afrika oor die afgelope week letterlik begin blom het van foto's van wolkformasies en strome water. En hier praat ek van Namibië sowel as Suid-Afrika. Selfs die plek waar die inhuldiging van die Namibiese president sou plaasvind, moes verlede week Vrydag na onderdakfasiliteit verskuif word as gevolg van swaar reën oor Windhoek. In Namibië is dit veral Windhoek wat deurgeloop het met ewige ontwrigting as gevolg van die afloop van groot volumes water in Windhoek en ook in die omliggende gebiede. Verder was daar ook heelwat riviere wat weer gevloei het. 'n Droë riviere wat mense nie verwag maklik kon vloei nie, het weer begin vloei. En ek dink hier ook spesifiek aan Swakopmund en Henties Baai waar daar voorsiening gemaak moes word dat die watermassas die see moes bereik, omdat daai riviere so min vloei en daar spesiale oopgrawings en kanale geskep moes word dat die water by die see uitkom. Oor 'n droë gebied met min plantwortels in die grond vind erosie natuurlik vinnig plaas en dit het ook aanleiding gegee tot skade. In Suid-Afrika het goeie reën ook oor groot dele van ons droë weste uitgesak, met veral die Karoo wat reën gekry het. Hierdie reën het egter, soos ons verwag het, sporadies voorgekom met groot donderwolke wat vir goeie plaaslike reënval verantwoordelik was. Nieteenstaande is die droogte tog oor 'n uitgebreide gebied gebreek en ons glo werklik dat daar nog reën op pad sal wees voordat ons na die winterseisoen inbeweeg. Die goeie reën is veroorsaak deur 'n groot hoeveelheid vog wat vanaf die tropiese gebiede langs die westelike binneland van Suidelike Afrika, dis nou hier teen die westelike kusgebiede van Namibië en Suid-Afrika suidwaarts afbeweeg het. Daar het die afgelope week egter ook nog steeds donderstorms oor die noordoostelike somerreënvalgebied van Suid-Afrika voorgekom, alhoewel minder as vroeër hierdie seisoen. Soos wat koue fronte van wes na oos oor die suide verby beweeg, was aanlandige lugvloei ook verantwoordelik vir reënval oor veral die suidooste van die land hier in die Oos-Kaap gebied ensovoorts. Ek kan dis opsom deur te sê dat ten spyte van skade wat aangerig is, ons werklik min het om oor te kla betreffende die somerreën wat tot dusver oor die grootste deel van die land voorgekom het. Daar is tog nog plekke in die weste wat kan doen met 'n bietjie reën, so sal die reën van die afgelope week voortduur in die komende week. As ons kyk na die nuutste korttermyn voorspelling waardeur die European Centre for Medium Range Weather Forecasting uitgereik word dat teen môre, dis nou Vrydag 28 Maart verwag dat 'n uitgebreide trog oor die weste van die land sal begin vorm. Nou trog is so 'n laagdrukgebied wat gewoonlik hier in die somer teen die weste van die land voorkom, maar hierdie keer gaan ons 'n redelike uitgebreide een sien wat oor die binneland gaan lê en hierdie trog gaan ook ver na die suide toe strek. En dit is bietjie anders as verlede week se trog wat feitelik oor die Atlantiese Oseaan gelê het en dis reën oor die weste veroorsaak. Hierdie trog is bietjie meer ooswaarts en sal oor die westelike deel van die binneland gevorm word, soos ek nou net gesê het. Ons weet dat die hoogste reënval gebied normaalweg aan die ooste kant van 'n trog voorkom, wat tot gevolg sal hê dat reënval op Vrydag ooswaarts sal skuif met goeie reën oor die sentrale binneland asook oor die sentrale Karoo, die Oos-Kaap, KwaZulu-Natal. Reënval van so hoog as 25 mm word hier oor 'n uitgebreide gebied verwag.
Teen Saterdag, dis nou 29 Maart, sal die westelike trog iewat verswak met 'n koue front wat ver suid van die land sal verby beweeg. Dit sal ook veroorsaak dat die reënval totale iewat sal afneem en dat neerslag beperk sal wees tot die sentrale binneland, soos nou Noordwes-provinsie, die Vrystaat en die oostelike dele van die Oos-Kaap. Deur die loop van Sondag, eerskomende Sondag 30 Maart, sal 'n hoëdruksel suid van die land in beweeg met gepaardgaande reën oor die suidoostelike kusgebied en die nabygeleë binneland. Teen Maandag, dis nou 4 dae vooruit, die 31ste Maart, sal toestande van reën weer aansienlik verbeter oor feitelik die hele sentrale en noordoostelike somerreënvalgebied van Suid-Afrika. Dit sal heel waarskynlik dan op Dinsdag die volgende dag voortduur, alhoewel die voorspellings dan nou 'n bietjie minder akkuraat word. Oor die hele week sal die stroom van vog nog steeds vanaf die trope oor Namibië beweeg, wat beteken dat Namibië nog steeds reën oor die volgende week sal kan verwag, terwyl ons oostelike buurlande so 'n bietjie droër toestande sal beleef. Wanneer ons nou aanbeweeg na die geakkumuleerde reënval totale, dit is nou die saamgestelde reënval vanaf vandag tot en met Woensdag die 2de April, sien ons dat die hoogste reënval totale veral oor die somerreënvalgebied verwag word, met die uitsondering van die verre noorde van die Limpopo provinsie, terwyl die westelike deel van die land iewat droër toestande kan verwag. Hoë reënval word oor die sentrale dele van Namibië verwag, wat oor die suide van Botswana na die Suid-Afrikaanse somerreënvalgebied sal uitbrei, met geakkumuleerde reënval totale van tot so hoog as 100 mm oor die Noordwes-provinsie, groot dele van die Vrystaat, die noordooste van die Kaap-provinsie, Gauteng, KwaZulu-Natal, Mpumalanga en die suide van die Limpopo-provinsie. Daarmee wil ek dus sê dat daar nog heelwat reën op pad is, alhoewel ons nou laat in die somer inbeweeg. Ek sou vandag ook so 'n bietjie meer wou sê oor die afwyking van die reënval. Het ons bo-gemiddelde of ondergemiddelde reënval gehad hierdie seisoen, maar as gevolg van die kuberkraak wat plaasgevind het met die weerdiens se webblad, is hierdie inligting nog nie beskikbaar nie. Dit wys ons net hoe belangrik die weerdiens se inligting is, maar sodra daai kaartjies beskikbaar kom, sal ek dit graag wil bespreek. Wat die seisonale voorspellings betref, is die nuutste voorspellings nog nie uitgereik nie. Dit sal binnekort plaasvind aan die einde van die maand, en ek het reeds die vorige voorspellings voorheen bespreek. So daarmee, Elsa, bring dit dan my aan die einde van vandag se landbou weer insetsel. Baie dankie, en dit was dan professor Hannes Rautenbach, weerkundige en buitengewone professor verbonde aan die Universiteit van Pretoria. Boer gerus môre weer saam. Van my Elsa Esterhuizen, mag dit 'n wonderlike dag verder wees en bly ingeskakel op Pretoria FM. Landbou is geborg deur Toyota.